Hartlike goeienaand, baie welkom by die studie uit Openbaring. Ons is by Openbaring 12, 13 en 14. Ons het Openbaring 12, ek sê ons is by al drie, omdat ons is by al drie, omdat ons nog steeds 'n bietjie gaan hersien, sodat ons bybly met waarmee ons besig is. Die 12de, 13 en 14de hoofstuk gee veral vir ons so opsomming van waarmee ons te doen het as ons kyk na die geestelike stryd. Die stryd van die gelowige is 'n geestelike stryd en ook 'n fisiese stryd. Hoe lyk die fisiese stryd, of sal my sê die aardse stryd? Die aardse stryd is breedvoerig beskryf in hoofstuk 1 tot 11. Die stryd wat ons op aarde het teen die bose, die stryd wat ons het as gelowiges teen die magte van die bose. En dit is gewoon die magte van hierdie wêreld en die maghebbers van hierdie wêreld, en hulle het 'n bepaalde agenda en 'n bepaalde manier van hoe hulle wil optree, en die kerk is die vyand van die wêreld, omdat, en soos Christus dit stel in Johannes 15, moet ons dit ook verstaan, ons is nie geliefd in die wêreld nie, en ek praat van ons as die kerk van Jesus Christus, want hulle wat Jesus liefhet, is vir die wêreld nie aanvaarbaar nie. Die wêreld wil nooit tereggewys word nie. Die wêreld wil nie in verhouding tot God leef nie, en gevolglik nie ook sy wet gehoorsaam nie. En daarom, as die kerk wetsgehoorsaam is ons vir die wêreld 'n probleem. En dit gaan gepaard met verkondiging van die evangelie en die wil van die Here. En daarom is dit maklik om 'n vyand te word van die wêreld. Welkom in daardie posisie, dis waar ons staan. En daarom is ons in Openbaring 12 en 13 kyk, dan sien ons, en dis waarmee ons begin het, ons sien die karakters. Ek wil vinnig weer die karakters vir u wys, en dan gaan ons weer na karakter 2 en 3 kyk van die boosheid. Die gedeelte begin met die vrou wat verskyn het, en dit is die kerk. Die vrou het verskyn. Ons het die vrou leer ken, en sy was swanger, en sy sou geboorte skenk aan 'n seun. Wie is daardie seun? Christus is die seun. En terwyl sy swanger was, op die punt staan om te baar, was daar 'n draak. En hierdie draak is vir ons bekend gestel, is 'n vuurrooi draak, gevaarlike draak, en sy doel is om hierdie seun te verslind. En hierdie seun is Christus, en die draak is die Satan, die duiwel, die slang, uit baie name wat in hierdie gedeelte genoem word, en dit is die vyand van die kerk, al van die vroegste tye af. En in hoofstuk 13 het ons gesien, aan die einde van daardie gedeelte, hoofstuk 12 vers, eintlik 12 vers, wat is hy nommer? 18. 12 vers 18, sien ons die begin van 'n volgende deel, waar nog 'n boosheid vir ons geopenbaar word, en dit is die dier wat uit die see kom. En dan sien ons nog 'n dier wat uit die aarde kom. 'n Dier uit die see, en dit is die Antichrist. En die dier uit die aarde, dit is die valse profeet. So as ons net die name skryf, en jy moet dit net ergens merk. Die vrou is die kerk. Ek het dit op die volgende blaadjie wat ek vir u uitgedeel het, ek in die vraaggedeelte dit vir u gemerk, dis wie is. Maar merk dit net, die vrou is die kerk, die seun is Christus, die draak is die Satan self, die dier uit die see, dis soos hy kronologies verskyn, die dier uit die see is die Antichrist, en die dier uit die aarde is die valse profeet. Die Satan is gees, want hy is 'n engel. Christus is God, hy het homself openbaar as waarlik mens en waarlik God. Hy het twee nature, en tans is hy nog in die hemel, daar waar hy regeer vanuit die troonsaal van God, aan die regterhand van die Vader. Maar hy is die seun, en hy is die vyand van die draak. Hy is die een wat kom oordeel. Ons sien heeltyd die hoofkarakter, die lam.
Hy is die lam wat kom om te oordeel. Ons kyk dan na die onheiligheid of die boosheid in die volgende, die draak, wat die Satan self is, en dan 'n groep mense, die anti-kris, en dan 'n groep mense, die valse profeet. Goed, het almal die karakters. Goed. Ons kyk nou vanaand weer na hoofstuk 13. Ek het vinnig die eerste 10 verse van hoofstuk 13 gedoen die vorige keer, maar net om vir u net aan die anti-kris bekend te stel. So ek gaan weer deur daardie gedeelte gaan, en ek gaan weer herhaal wat gesê is laas keer, maak nie saak wat ek gesê het nie, ons gaan dit weer herhaal, want dit is belangrik. En ek wil hê jy moet vanaand kyk na die gedeelte van hoofstuk 13 en dan die eerste 5 verse van die volgende hoofstuk, om die kontras te sien tussen van die anti-kris en die valse profeet en die gereddenis. Die kerk, die vrou, die gereddenis, die uitverkorenes, die kontras tussen die anti-kris, wat mense is, en die verlostes, die verseeldes van die Here, wat ook mense is. Jy moet die kontras tussen die twee sien. As ons daar kom, sal ek dit weer sê. Goed, kom ons kyk gou na die twee diere. Ons gaan na die prentjie kyk, en dan gaan ons na die inhoud kyk. So kom ons kyk gou na die prentjie. Openbaring 13 vers 1. En ek het uit die see, kyk vers 18 van hoofstuk 12, en ek het op die sand van die see gaan staan, en ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. Nou ek sê vir dit is die anti-kris, dit staan mos nou nie in die gedeelte nou, waar kry ek dit? Dit word later in die boek genoem, op die naam anti-kris, en dit word op die naam genoem valse profeet. Maar hier word hy nog nie op die naam genoem nie. So, hou 'n bietjie geduld, wees geduldig met my, tot ons kom by die punt waar dit staan. Ek kan nie sien maar dit staan daar. Maar dit staan nou nie hier nie. Ek wil nou nie vooruit aanhaal nie, ek sal liewer agteruit aanhaal, dit wat reeds gedoen is, sal ek sê, maar ons het dit al gesien, maar hier is dit nog net in sy kernwaarheid, word hy vir ons gegee. So dis 'n vyand van die kerk, hierdie dier wat opkom uit die see. Ons ken nou al die simboliek, dis 'n visioen wat Johannes sien, hierdie dier het 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. Hoeveel koppe het hierdie dier? 7 koppe. Hoeveel krone het hy? Hy het 7 koppe en 10 horings. Nou wat is die funksie van horings in simboliese apokaliptiese taal? Mag. Ja, is mag. So die funksie van horings is altyd mag. Hoe meer horings, hoe meer mag. Koppe het nie noodwendig dieselfde funksie nie, maar koppe staan vir selfstandigheid. So as jy selfstandig is, het jy 'n kop. Wie het 'n kop? Is dit almal een? En ons probeer hom by mekaar hou, né? Dis ons funksie elke dag van die lewe, om net bo te hou. Dis ons doel. Maar hierdie dier met sy 7 koppe, sê hy selfstandig, maar hy het 10 horings. 10 horings is baie mag. 10 is die getal van volledigheid. Sommige gebruik dit ook sinoniem met volledigheid en volmaaktheid. Maar kom ons gebruik maar die woord volledig. So hy het volledige mag. Waar kry hy die mag? Ons sien 'n bietjie later, vers 2 sê, die draak het hom sy krag gegee. So waar kry hy sy mag? By die draak self. So wie is in beheer van die hele stelsel? Die draak. Sy vyandskap is teen wie? Teen die kerk en teen Christus, want die Christus is die hoof en wie is onder Christus? Sy kerk. So hy is teen die kerk, maar hy is eintlik teen Christus. So wie is die hoof van die boosheid? Die draak self. So wanneer ons sien dat hy
verskyn met 7 koppe, 10 horings en elke horings, daar's krone op sy koppe. Daar's krone op sy koppe. Wat beteken die krone? Heerskappy. Goed, so hy het mag, dis baie sterk. Hy het heerskappy. Waar kry hy die mag? By die draak self. So dis mag wat die Satan dus gee aan hierdie mens of mense. Dis gewoonlik nie net een nie, dis gewoonlik meer as een. Die anti-kris is waarskynlik 'n groep mense met 'n hoof, wat 'n hoof anti-kris is, maar dis gewoonlik meer as een mens. Nog 'n karaktereienskap is nie net dat die anti-kris magtig is nie en dat hy krag het nie, maar dat hy op sy koppe 'n naam van godslastering dra. Nou wat is godslastering? Wie wil raai? Kom ons dink aan die woordjie laster. Wat beteken laster? Wanneer laster jy? As jy iemand laster, probeer jy 'n baie slegte beeld oordra of jy gee woordeskat wat iemand se naam eintlik beswadder. So as jy godslasterend optree, wat moet jou gedrag sê? Is jy lief vir God of haat jy hom? Jy openbaar haat. So die woordeskat wat jy openbaar is afbreekende woordeskat en dit verheerlik daardie godheid nie. So as jy godslasterende name op het, dan het jy 'n naam wat die God wat jy wil laster, sy naam niks maak nie. Reg. So verstaan wat beteken die prentjie nou. So jy kyk na die anti-kris en jy hoor in sy naam anti, wat beteken oud, is mos oud tannie. Net om te toets of almal nog wakker is. Nee, wanneer daar staan anti beteken dit teen. In die ou dae het ons gepraat van anties en oomies, maar ons praat nie meer so nie. Anti beteken teen en Chris is teen Christus. So die hele ingesteldheid van die anti-kris, en dit is baie belangrik, jy kan 'n aantekening maak hiervan. As jy die anti-kris vandag soek, dan soek jy eienskappe wat lyk soos die dier wat uit die see uit opkom, wat sê ons is in beheer, Christus is nie. Ons het al die mag, hy het nie. Ons sal maak wie hy moet wees, nie wie hy is nie. Ons sal dus in beheer wees en hy is nie. En dan daarby gaan ons nog sê, hoekom is hy nie in beheer nie en hoekom is hy ook nie God nie? Hoor jy die eienskappe van 'n anti-kris? 'n anti-kris. Maar nie die woordjie die anti-kris gebruik nie, want baie keer gebruik ons die woordjie die anti-kris en dan merk ons hom af, hy is nou hier of hy was al. Moenie in daardie slaggat val om te sê die anti-kris was al en hy sal nie meer wees nie. 1 Johannes 2 sê, daar was anti-kriste, daar is alreeds anti-kriste. Wat sê Johannes? Hoeveel woorde gebruik hy? Is dit een enkelvoud of meervoud? Meer. En hulle het uit ons eie geleedere gekom. So daar was alreeds in die 1ste eeu, en dit is 'n baie belangrike konsep van die boek Openbaring. Dis 'n historiese boek, want dit gebeur in watter eeu? In die 1ste eeu. Maar dit is 'n tydlose boek, want dit is nog geldig soos gister se koerant. Dit is so vars en nuut soos gister se koerant. Dis nie net ou inligting wat met ons gedeel word nie. Dis nie inligting wat van daardie jare net alleen toepaslik is nie, maar is ook van toepassing op vandag. En andersom is dit ook waar. Dis nie net van toepassing op vandag nie, dit was toe al van toepassing. So jy moet die tydsaspek van hierdie boek se verkondigingsinhoud verstaan. As daar gepraat word van die anti-kris, die dier wat uit die see uit opkom, staan hy in die tyd van die 1ste eeu as wie? Rome self. 'n Keiser met die naam van Nero kwalifiseer lankal. Hy het 'n naam, Domitianus. Ek het sy naam nou verkeerd. Maar die keiser net na Nero was die volgende groot vervolger van die Christendom.
Ek sal sy naam weer moet gaan soek, want ek kan hom nie presies uitspreek nie. Maar hy begin met 'n D-O-M. Hy was nie dom nie, maar hy was een van daardie keisers wat vir al die Christene vervolg het oor hulle wat nie gedoen het nie. Raai wat was die aanklag? Hulle wou hom nie verheerlik as God nie. Eerste eeu. Die Antichrist het die kerk vervolg in die eerste eeu oor hulle hom nie wou verheerlik as God nie. Dis baie belangrik om dit te verstaan dat die keiserlike aanbidding 'n baie groot raamwerk vir openbaring skep. Die keiser was verheerlik as God. Hy wou homself erken, ek is God. En vandag het ons nie 'n keiser nie. Wie ken die keiser vandag? Wat sy naam? So dan kan ons 'n streep trek deur die eerste eeu se verstaan van die Antichrist, want dit is nie meer die keiser nie. Domitianus, dink ek is sy naam. Dink ek is nou reg. Hy moet net in die regte breinsel inkom. Keiser Nero en toe hierdie man was groot komponente van ons sal verheerlik word. En ons sal die Christene doodmaak as hulle nie doen wat ons sê nie. En hoor mooi, die Christene was 'n fokuspunt van die vervolging. En hulle was gemarginaliseer. Hulle was gefokus op en hulle was uitgebuit en hulle was gruwelik doodgemaak. Dit was 'n werklike feit. So moenie wonder wees teen die vrou, die bruid van Christus, die kerk in die eerste eeu nie. Dit is baie deeglik beskryf, baie historiese materiaal om dit te bevestig. En wat van die tweede eeu? Wat van die derde eeu? Wat van die vierde eeu? Wat van die middeleeue? In die tyd van Luther, Calvin, Romeinse kerk. Romeinse kerk het hulle gesê, Calvin was selfs oortuig, die paus is die Antichrist. Hoekom is hy so sterk geweest, gevoel daaroor? Want Christus was nie as God erken nie. En die keiser, en die paus het homself magte gegee om te sê, ek kan iets skryf of sê, en dis gelyk aan die woord van God. Word hy nie dan ook goddelik nie? Ja. En as jy nie vir die paus wil luister nie, dan maak ons jou dood. Wat sien jy raak? Reg. Wat gebeur vandag? Ek wil nie die ander raak sien, jy moet hom sien vir wie hy is. As die moslim vandag in 'n islamitiese staat sê, daar is nie 'n Christus nie. Want in die moslim kan dit sê in 'n islamitiese staat, want daar is net een godsdiens wat aanvaar word. As jy nie daardie godsdiens beoefen nie, dan sal jy sterwe. As jy dit in openbaar, enige ander godsdiens openbaar, sal jy sterwe. Jy sal. En wie is Christus in die oog van die moslim? Hy is maar 'n profeet. Hy word nie erken as God nie. En as jy teen Christus is as God, dan is jy ook Antichrist. Kan jy sien, Islam het ook 'n karaktereienskap van antichrisme, en dat hulle Christus wil wegvee, of hom verander dat hy nie God is nie, en dat hulle self sal laster om hom nie God te maak nie. Een van die uitgangspunte wat 'n moslim sal sê in hulle verdediging van teenoor die Bybel, is daar word daar gesê, maar nêrens staan daar dat Jesus sê dat hy God is nie. Nêrens staan, hy wys met die teks dat hy sê dat hy God is. Dis een van die uitdagingspunte wat hulle sê, wys waar daar staan dat hy sê dat hy God is. Hulle erken hom nie as God nie. Want dis een van die punte wat hulle graag wil hê, jy moet hom gaan wys. Jy moet hom gaan wys dat hy God is. En Jesus sê self in Matteus 4 dat hy God is. So is nie moeilik om te vind nie, wanneer hy versoek word, jy moet God alleen dien, en jy moet God nie versoek nie. Dit word daar gesê in die versoeking. Goed, so, hierdie gedeeltjie wat ek nou genoem het, is baie belangrik, dat jy sal moet verstaan, die Antichrist is nie een of ander figuur, wat ergens moet verskyn nie. Die Antichrist is reeds teenwoordig, en elkeen wat homself
of haarself, of 'n organisasie, of 'n besigheid, of wat ook al, of staat, of wie ook al, wat hulle self skuldig maak aan die feite wat ons nou beskryf het, maak hulle self skuldig aan anti-krisme, en hulle verteenwoordig hierdie dier. Professor Allenhoff skryf in sy boek, hy sê, ons ruik die asem van die dier. Dit is nogal mooi gesê, ons ruik die asem van die dier. So as jy kom agter, dit klink so, ja, dis die asem van die dier wat ons ruik. En hy is nogal mooi geskryf in sy kommentaar oor die dier wat uit die see uit opkom. Kyk gou 'n bietjie verder. Ek het van een van sy koppe, vers 3, ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Nou, 'n klomp verklaringe word gegee vir hierdie vers, 3de vers, wat is hierdie dodelike wond? En iets van die anti-kris het ek nou genoem in sy karakter. Die anti-kris kom op, en dan val hy weer terug. Dan kom hy weer op, dan val hy weer terug. Wat gebeur met hierdie terugvallery? Sy mag word minder. Waar het dit gebeur die eerste keer? Aan die kruis het dit gebeur. Want aan die kruis het Christus die mag van die Satan gebreek. En toe kom dit weer op, wanneer? Klompe jaar later weer. Keiserlike regering, kom dit weer op. En dan is daar weer 'n afplatting. En die volgende geslag vervolgers kom maar net weer, en kom maar net weer. Maar daar kom elke keer 'n wat? 'n tyd van vrede, 'n tyd van rus, 'n tyd van kalmte. Maar wie bly die oorwinnaar agterna volg? Mense wat glo dat dit die regte pad is om te loop. En wie stap agter die draak aan? Die anti-kris. En wie is die anti-kris? Mense. Wie volg graag die anti-kris? Mense wat glo, daar is die regte pad om te loop. So, verstaan, die wond is die verswakking van hierdie anti-kris in 'n tyd, en hy sal weer na bo kom. Hy sal weer sterker word. Weet maar net, die anti-kris gaan nie klaar wees tot wie hom klaarmaak nie. Tot Christus hom finaal vernietig nie. Goed, so hy bly daar tot op die einde. Volgende vers. Hulle het die draak aanbid, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid, en gesê, wie is aan die dier gelyk, wie kan teen hom oorlog voer? En dis nogal die ding van die navolging van die dier, en die anti-kris, wat vandag in hierdie wêreld aanbid word, en eer gegee word, want die woord van mense word vandag meer aanvaar as die woord van God. Dis nogal 'n saak in die tyd waarin ons ook leef vandag. Wanneer vers 6 sê, en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Kyk, wie word almal gelaster? Hy het sy mond oopgemaak en hy laster teen God. Hy laster teen sy naam, teen die naam van God. Hy laster ook teen die instansie, die tabernakel, die aanbiddingsruimte, die aanbiddingsinstellings, die aanbiddingssimbole. Hoe laster mense vandag met die kerkgeboue? Wat maak hulle met kerkgeboue? Waarvoor word kerkgeboue alles gebruik? Dink mooi aan 'n kerkgebou. Wanneer die heiligdomme, noem dit maar 'n heiligdom, die tempel of die tabernakel was 'n heilige plek, 'n plek afgesonder net tot eer van God, om hom te verheerlik en te dien. Waarvoor word kerke alles vandag gebruik? Wat byvoorbeeld 'n kerkgebou soos Moreletta Park. 'n Baie sinvolle gebou wat 'n ongelooflike konsertsaal kan wees. Multifunksie, en hy kan 7000 mense sit. Fantastiese gebou. Ek het al binne gesit. Ongelooflik om na te kyk. Maar is dit 'n kerk nog vir 'n kerk? Hy kan multidiele doen. Vandag as jy in 'n kerk, môre as jy in 'n konsertsaal. Jy weet nooit seker, is dit 'n kerk of wat is dit nie? Daar's iets van sekere kerkgeboue, stap vandag in 'n kathedraal en jy wonder nie waar jy is nie. Jy wonder nie of jy in 'n kerkgebou is nie. Maar as die kerkgeboue, soos die kathedrale, word nie meer gebruik vir aanbidding nie. Dis net monumente. Maar die gebou het 'n bepaalde karakter. En die dinge wat ons raak sien het 'n bepaalde karakter.
So waar het die aanvalle al gekom? Die aanbiddingsruimtes word al reeds aangeval. Baie lankal al. Ag, dis maar net 'n gebou. Is dit 'n gebou? Ja, dit is. Maar waarvoor is die gebou? Kerkgeboue is afgesonder vir aanbidding, maar is multidoele en multidiens, want dit is baie duur om 'n gebou op te rig en ons het eenmal 'n week het ons 'n byeenkoms en as ons hom nou wil in stand hou, moet ons daarom ander goeders ook gedoen kry sodat ons daarom geld het daarvoor. Hoor jy die praktyk? Oorheers die aanbiddingsidee. En wie moet die kerk dan in stand hou? Die kerk of die wêreld? En as die wêreld kan sê, ons hou die kerk in stand, kan ons maar sê wat daar gebeur ook. Dink mooi daaroor. As die kerk deur die wêreld voorgeskryf kan word oor wat daar gebeur in ons geboue, kan hulle maar sê wat ons mag doen in ons geboue ook. Nee, hulle kan nie dit doen nie. Hoe lank gaan dit vat voor dit gebeur? Dink bietjie daaroor. Wanneer sal die wêreld sê, maar dis wat ons kerke moet word? Vandag word Wêreldraad van Kerke besluit vandag oor wat kerke besluit. Dis reeds aktief in sekere kerkgroeperinge. Dit gebeur alreeds. Goed. So die anti-kris moet u nie onderskat in die vermoë om te infiltreer en te gaan verander die instelling soos hy moet lyk. Bruid van Christus, ingesteldheid en hoe lastering toegelaat word in die instellings waar die anti-kris wil hê, daar moet laster wees. Dink mooi daaroor. Raak bietjie bewus van wat om ons gebeur. Wie word waar toegelaat met wat? Kyk bietjie. Praktyk gebeur oral. Weskaap, ek het met u dit gedeel so tyd gelede. Hermanus, 'n nagmaalsdiens. Klomp gelowe het bymekaar gekom, die moslems was ook welkom, dit was 'n nagmaalsdiens die Sondag. Die moslems het nie die nagmaal gebruik nie, maar hulle was uitgenooi vir die naweek van gemeenskaplike kerkwees. Wat het hulle met die nagmaal te doen? Dis iets teen die Christelike kerk se beginsels. Snaakse tye waarin ons leef. Hermanus, nie te lank gelede nie. Goed, 'n mond is aan hom gegee, aan wie? Aan die anti-kris, wat hierdie godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit hoe lank te doen? 42 maande lank. Kyk nou hoofstuk 11. Hoe lank is dit toegelaat om die tempel te trap, die voorhoewe van die tempel te vertrap en te vervolg? 42 maande. Dit sluit aan by die twee getuies. Dis 'n ander visioen, maar dit sluit aan by daardie gedeelte. Dis dieselfde gedagte. Vers 7, dit is ook aan hom gegee oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Oor hoe groot deel van die wêreld het hy mag gekry? Die hele wêreld. Oorlog te voer teen die heiliges, dit is wat hy doen. Vers 8, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. Goed. So al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, behalwe wie? Hier moet jy die aantekening bly maak. Daar's 'n groot verskil tussen die wat verseël is en die wat die merk, kom ons sê dit so, die wat verseël is en die merk van Christus het, teenoor hulle wat nie verseël is nie en die merk van die dier het. Ek herhaal. Hulle wat die merk van Christus het, kyk Openbaring 7, ons gaan ook daarna kyk in Openbaring 14, en hy wat die merk van die dier het, Openbaring 13, en daarna gaan hierdie merk van die dier oral genoem word, as verskeie tekste, wat ek vir julle sal wys, wat gemerk is, waar die merk van die dier bly staan, en dit word telke male gegee as 'n onderskeidingsteken tussen die gelowige en die ongelowige. Die wat Christus liefhet en die wat in opstand is teen Christus. Kyk mooi na die twee groepe. Hulle wat Christus liefhet, sy gebooie bewaar, en dis 'n belangrike kenmerk, en hulle wat Christus haat en teen hom in opstand is tot op die laaste dag. Goed, dis twee groot groepe. Christus praat van die skape en die bokke. Het jy al gehoor van daardie gelykenis? Die skape en die bokke.
Hy het gehoor van die graan en die onkruid. Het jy daai gelykenis al gehoor? Dit is pas van dieselfde goed. Hier sit net in 'n ander prentjie. Totale ander prentjie, maar dit is dieselfde. As ek by die merk van die dier kom, sal ek daardie vraagie mooi beantwoord, maar net vir die opname doeleinde. Mense is versigtig of baie bang dat hulle per ongeluk die merk van die dier sal kry. Daar is nie 'n manier nie. Jy moet regtig hiermee moet jy rustig raak. Kom ons kom by daardie verse in die volgende deel en dit kan nie gebeur nie. Jy kan nie per ongeluk die merk van die dier kry nie, of jy het dit of jy het dit nie. Maar jy gaan dit nie per ongeluk kry nie. Goed, maar dit is belangrik dat ons verstaan, al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld. En daar staan, jy kan daar byskryf, Efesiërs 1 vers 4 sê, almal wat uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld. Hier staan, hulle wat nie verkies is voor die grondlegging van die wêreld nie, en hulle naam is nie geskryf in die boek van die lewe nie, hulle het moeilikheid. En dis hulle, al die bewoners van die aarde wat die draak aanbid, maar veral die een wat die draak nou volg, die anti-kris. En dan die bekende woorde van vers 9 en 10, as iemand 'n oor het, laat hom hoor. Met ander woorde, as jy kan hoor, weer is party baie moeilik, party wil nie meer luister nie, maar as jy kan hoor, luister, is belangrike inligting hierdie, luister. Waar het ons dit gehoor? In die briewe. As jy kan hoor, luister, is belangrike inligting. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. As iemand nou met die swaard ons aanval, sal die waaragtige en geregtige oordeel kom oor hulle. Wanneer die anti-kris in hierdie vervolgingswaan besig is, sal daar 'n oordeel kom oor dit wat hulle gedoen het. God se geregtigheid sal seëvier. As jy krygsgevangenes maak, sal jy in krygsgevangenskap gaan. Wie sal daardie wiel vir ons draai? Wie sal dit draai? Daar is net een God wat hierdie wiel draai en die anti-kris op sy kop draai. Dis net een. Dis net een. Goed. So net ons al die draak gesien, ons het die anti-kris nou net weer hersien. Nou kyk ons na die valse profeet. Nou wat doen 'n profeet? Bybelse profeet. Kom ons dink aan Bybelse profete. Wat was hulle werk? Om te sê wat die Here sê. Goed. Die baie bekende frase was altyd daar gewees, om te sê, so spreek die Here. En dan sê die profeet, wat die Here gesê het. As ons vals vooraan die naam profeet skryf, is dit 'n profeet van God af. En dis 'n belangrike beginsel. Deuteronomium sê, as jy bevind word dat dit waaroor jy geprofeteer het nie waar is nie, dan moet jy gestenig word, want jy is 'n valse profeet en God duld nie valse profete nie. Met ander woorde, profete wat verkondig wat hy nie gesê het nie. Aan mense 'n boodskap oordra wat hy nie oorgedra het. Profete moet stil wees as hulle nie 'n boodskap het nie. Maar hulle mag nie as 'n valse profeet dien nie. Dit was 'n Ou Testamentiese beginsel. Maar daar kom 'n groep en hy verskyn in die volgende prentjie, vers 11. Uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. Hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. Hy het 2 horings gehad teenoor 7 horings, of 10 horings, 2 horings teenoor 10 horings. Hoeveel meer of minder mag het hy as die dier wat uit die see uitkom? Minder mag. Hy het net 2 horings. Hy lyk soos 'n lam en hy praat soos 'n draak. Sê weer. Hy lyk soos 'n lam en hy praat soos 'n draak. Dink, so 'n lammetjie met 'n diep stem. Wat dink jy? Ek weet nie hoe jy dit beskryf nie. 'n Lammetjie met 'n diep stem. Ek sê jy as 'n gawe is jy by die lammetjie wil wees, maar as jy by die lammetjie kom en hy praat so, dan
sal jy weghardloop, want dis 'n snaakse lammetjie die. Dis 'n bose lammetjie. Ons hou nie van diepstem lammetjies nie. Maar dis 'n simbool van wie hierdie lam is. Dit lyk soos een wat goed is, maar hy's eintlik kwaad. Hy lyk soos een wat goed doen, maar hy doen eintlik nie. Want hy is nie deel van die lig nie, maar hy is eintlik deel van die duisternis. Hy is nie deel van die lig nie, hy is deel van die duisternis. Maar sy metode is profeties. So hoe werk profetiese metodiek? Ons sien by die draak dat hy definitief die koning is. En ons sien by die anti-kris dat hy definitief 'n koninklike gedrag openbaar, daardie dier. Maar hy is die onderkoning, hy is nie die hoofkoning, hy is die onderkoning. En ons kyk na die valse profeet en ons sien dat die profeet praat oor wat die koning wil hê. Die koning is wie? Die anti-kris. Maar die anti-kris se mag kom van die draak af en die draak gee ook mag aan wie? Die valse profeet. Sodat die boodskap wat hy oordra pas by wat die dier uit die aarde, met ander dier uit die see, met ander woorde die anti-kris moet wees. So die anti-kris moet lyk op 'n sekere manier en wie gaan hom so laat lyk? Ons gaan eers hom sê hoe klink hy? En ons gaan sy beeld mooi maak met 'n profetiese woord wat lyk soos hy moet lyk. En kyk hoe doen hy dit. Hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. Hy oefen al die mag van die eerste dier uit. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. So die anti-kris moet verheerlik word en hy moet aanbid word. En wie gaan die profetiese werk doen om te sê, hier is die God wat jy moet aanbid? Die valse profeet. So die valse profeet gaan op sy beste manier, met al die mag wat hy kry, gaan hy seker maak, dat hy met verskeie metodes daardie dier aanbiddingswaardig maak. Vers 13, hy doen wat? Groot tekens. Hier word ons herinner aan 'n profeet wat 'n ware profeet was met die naam van Elia. 1 Konings 18. Op die berg, as ek reg is, Karmel, né? Sê hy, al die Baal-profete moet bymekaar kom. En Elia se inleiding was, hoe lank nog gaan julle hunker op twee gedagtes? Of julle aanbid 'n ander God, Baal, of julle aanbid die ware God, wat homself openbaar het aan ons voorvaders, en homself openbaar het as ons enigste God. Maar roep die Baal-profete, dat hulle kom. En dan kry hulle die eerste taak om te doen. Wat doen hulle? Hulle moet 'n bees voorberei as 'n offer, en dan moet hulle bid tot Baal, dat Baal 'n wonderteken kan doen en hierdie offer aan die brand steek. Dit vat die hele dag. Dit is laatmiddag al. Elia sê, ek weet nie, dalk het Baal gaan slaap, dalk wil Baal nie hoor nie, dalk kan Baal nie hoor nie. En die Baal-profete is besig om hulle self te sny en hulle bloei en dit gaan woes. Hulle doen alles wat hulle kan, maar hierdie Baal hoor hulle nie. Dit is so ons persepsie van hierdie afgod Baal. Want hy het nie eenvoudig nie mag nie. Dan kom Elia, hy het hulle nou genoeg tyd gegee, niks gebeur nie. Dan kom hy en hy bid tot die Here, maar voor hy dit doen, maak hy hierdie offer sopnat. Verskriklik baie water gooi hy uit oor daardie altaar en oor die offerdier. En hy bid tot die God van hemel en aarde, en dan kom die vuur uit die hemel en verteer die offer. Hy kon net sê wel eers gegaan het. Maar wat wou die Here laat sien deur die ware profeet? Hy wou sien, en hy wou laat sien, dat die valse profeet ontbloot word as vals. En die valsheid moes so sigbaar word in die onmoontlikheid vir daardie dooie godheid, wat Baal genoem was, om enigiets te kon doen. En dan kom God van hemel en aarde en in 'n
oogwink verbrand uit daai hele ding. En dan is dit chaos, want dan word al die Baal-profete doodgemaak. Ek dink 400 profete word op die dag vermoor. En dan vlug Elia vir sy lewe, want dan is dit chaos in die land. Maar wie het gewen? Die ware profeet het gewen, want God homself openbaar deur hierdie wonderteken. So wat gebruik die valse profeet dan nou vandag selfs? Wondertekens. Want het die Satan mag? O ja, hy het. En kan hy dan met 'n towery iets besonders laat gebeur? Ja. Kan hy mense se wil verander deur hulle te verbuister? O, hy kan dit doen. Hy kan prominente mense met sy wil beset. Hy kan dit doen. En hulle kan sê wat hy wil hê hulle moet sê. Hy kan hulle oorneem. Demoniese besetting is 'n werklikheid vandag. Ons kunstenaars het hoeveel getuienis van ons het ons siele aan die duiwel verkoop, hierheen het hulle siele aan die duiwel verkoop, hierheen het hulle siele aan die duiwel verkoop om gewildheid te verkry. En as hulle kunstenaars wat baie geld maak, maar daai getuienis staan, hulle het gesê, Satan gee my die vermoë om hierdie wonderlike kunstenaar te kan word. Dat hulle die geld en die aansien en die wat ook al kry. En daar's baie organisasies wat graag in die okkulte wil besig wees en hulle het baie geld, hulle het baie aansien, hulle staan in regerings, hulle is in die wêreld besig. Ek gaan nie die organisasie se name noem nie, maar jy ken hulle. Jy ken hulle waarskynlik, baie goed. En dan sien ons prominente figure in die wêreld verkondig dinge en mense sê, wonderlik. Ons glo dit. Media, en ons het 'n president gehad hier in die net na 94 wat ons goed geken het. 'n Revolusionêre man wat 'n organisasie gedryf het wat vyandig was teenoor verskeie groepe, maar revolusionêr opgetree het. Ons het hom geken as 'n terroris. Hy is so ook gevangenis toe as gevolg van sy terrorisme. Hy kom daar uit en hy word noem dit maar in Engels, die saint van hierdie wêreld. Hy het vandag nog een van die beste name ter wêreld. Ek hoef nie eers sy naam te noem nie, want jy ken ons geskiedenis baie goed. Hoe gebeur dit dat iemand se naam op elke ander land se lippe en hulle gedagtes net goed is? Terwyl ons in Suid-Afrika en 'n sekere groepering ook glo dat hy net goed is. En as mense wat sê, maar ons het hom anders geken. Wat het gebeur? Ek wil nie die naam eers noem nie, want dit is sinneloos om sy naam te noem. Hoe gebeur dit dat ons iemand se naam so goed kry, terwyl ons weet hy was 'n terroris? Hoe kry die wêreld dit reg? Die verskynsel is algemeen. Dit word algemeen in die politiek reg oor die wêreld gebruik om mense se beeld mooi te maak of sleg te maak. Donald Trump het dit ook reg gekry nou die laaste ruk en baie ander het dit reg gekry om goed en sleg. Hulle praat van 'n good cop en 'n bad cop situasie waar die een groepering een persoon sleg laat lyk met allerlei propaganda en dan kom daar iemand wat sê hierdie een lyk nou baie beter, dan sê ons maar ons gaan liewer so. Ons maak 'n besluit op grond van wat al die propaganda sê. Die valse profeet aan die werk. Die magspel is aan die speel in hierdie wêreld. Hierdie is maar 'n tegniek. Ons kan enige naam daarin sit. Jy hoef glad nie vas te val op een naam nie. Die beginsel bestaan. En hy wat die meeste geld het, kan die media beheer. As jy die media kan beheer, kan jy die boodskappe beheer. Vat 'n stelsel soos YouTube, Twitter en al hierdie programme. Wat gebeur het nie lank gelede nie. Dat hierdie programmatuur so geskoei is dat net sekere boodskappe deurkom, net sekere inligting deurkom. Selfs die internet word gesensor. Dit net sekere inligting word gehoor, net sekere nuusberigte word gelees.
Dink aan COVID. Word nie meer gesensor deesdae nie. Dankie tog. Ons kan dit sê, ons kan die woord sê. Maar dat mense op YouTube nie iets COVID kon sê en iets negatief oor die navorsing kon sê nie. Dat dit gesny was en mense kon dit nie eens lees op die internet nie. Hoekom nie? Want daar's 'n mediaspel. Hier is alles praktiese voorbeelde van hoe sal die valse profeet besig raak in hierdie wêreld. Wie beheer die woorde wat gesê word? Die media wat uitgaan, die video's wat gespeel word, die WhatsApps wat aangestuur word. U onthou dit toe COVID gebeur het. Wat het ons gehoor? Hoe so baie mense is dood. Hierdie mense gaan dood. En die persentasies was massief. Tot jy kyk wat regtig gebeur. Wat het gebeur? Ons ken die geknoeiery. Maar dis net 'n boodskap oor 'n siektetoestand. Wat as ons praat oor geloof? Wat as ons nie praat oor siektes nie? Wat as ons nie praat van geskiedenis nie? Wat as ons praat van wie is Jesus? Wie is hy eintlik? Of wie is hy nie? Of wie moet hy nie wees nie? En waar moet jy nie gaan nie? As die wêreld begin net kyk na die media, wie se stemme is die hardste? Hulle met die meeste geld het die beste boodskappe. Hulle met die meeste volgers het die beste preke. En as jy net op die media moet kompeteer, sal die grootstes altyd wen. En as hulle teen Christus is, en die anti-kris het baie mag, en die valse profeet ondersteun die mag van die anti-kris, dan sal jy net die anti-kris sien, en hy sal mooi genoeg lyk, dat jy hom wil volg. Behalwe, as God vir ons is, want dan kan niemand teen ons wees. Kan jy die groot verskil sien? Want al die geld in die wêreld oorskry nog nie die almag van God nie. Al die multimedia beskikbaarheid oorskry nie die almag van God se profetiese woord nie. Dit oorskry nie eers die inhoud van die Bybel nie. Dit kan ook nie. En dit moet ons raak sien in die funksionering van die valse profeet. Die valse profeet het baie mag in woord, in klank, in beeld, in musiek, in propaganda, in alles wat in hierdie wêreld uitgaan, en jy moet baie mooi luister, watter geestelike inligting, ander woorde, watter Christus gesentreerde inligting word gegee, en hoe raak dit hoe ek Christus sien? Hoe raak die boodskappe wat ek luister en hoe ek Christus sien? Dit kom oor in watter taal? Right, in Afrikaans. Nie eers in Engels nie. In elke taal. Waar kom die mag vandaan? Kyk mooi na die vorige gedeelte. Vers 7, hoofstuk 13 sê, die anti-kris het mag oor watter groepe? Elke stam, elke taal, elke nasie. Dink jy ons taal is uitgesluit uit die anti-kris? Nee. So weet dit baie, baie mooi. Goed, so die trawant, die tweede groep wat as menseorganisasie funksioneer, die valse profeet, is dan magtig. Jy sien hom dan, en sy stem is wyd. Hy verbuister. Vers 14 sê hy, verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewende geword het. En dit is hom gegee, vers 15, om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. So die valse profeet gaan nie net vir jou vertel van die dier nie. Valse profeet gaan vir sê, so lyk die dier. Teken hom. Nee, maak hom. Nee, hier is standbeeld. Verheerlik hom. Wat het koning Nebukadneser gedoen in Daniël 3? Nee, dis Daniël 6. Ja, Sadrag, Mesach en Abednego was nie in die leeukuil gegooi nie. Hulle was in 'n vuur gegooi. Hoekom? Want koning Nebukadneser het 'n beeld gemaak van
homself. En gesê, hierdie beeld moet aanbid word wanneer? Wanneer ons die basuine blaas. En Sadrag, Mesach en Abednego gesê, wel, die Jode doen dit nie. Ons doen dit nie, daar is net een God vir wie ons bid, en voor ons buig. Jammer Nebukadneser, ons is nou in regering en so aan, maar jammer, ons gaan nie. Nee, ons gaan nie. Hulle kan maar blaas soos julle wil. Gaaf, maak ons die vuur ekstra warm. Gooi ons hulle in die vuur. Sterf die man wat hulle in die vuur gooi. Hulle staan daar binne en brand nie eers nie. Hulle ruik nie eers na rook toe hulle daar uitkom nie. Hoekom gaan ons die beeld van die dier nie aanbid nie? Want ons aanbid nie ander beelde nie. Ons aanbid nie ander gode nie. Hoekom nie? Want as Daniël se 3 vriende dit gedoen het, en dit was Ou Testamenties, het dit dieselfde beginsel nog vandag. Ons aanbid nie ander gode nie. Ons buig ons voor geen ander godheid neer nie. En waarom sal ons nie voor die keiser aanbid nie? Hoekom sal ons nie die keiser aanbid nie, sê die eerste eeuse gelowiges? Want Christus alleen word aanbid. Voor geen ander god sal ons buig nie. En dan word hulle doodgemaak. Hulle word doodgemaak. Hulle word in olie gekook. Hulle word onthoof. Hulle word gemartel. Hulle word gekruisig. Hulle word op allerlei dergelike maniere word hulle gedood. Hoekom? Want julle wil nie die beeld aanbid nie. Ons sê dan vir julle aanbid die beeld. Dit is mos nou 'n maklike manier. Sê net ja. Kom nou manne. Nee. Ons gaan so by die leeu se bek in. Tot vreugde van die wat die dier geniet en sy beeld aanbid. Ja, kom nou daarby. So, as die beeld maar net die beeld was, soos Nebukadneser se beeld was dit nou een beeld. Maar nou is dit 'n magiese beeld. Dis 'n beeld met vermoëns. Die beeld kan praat. Die beeld het bo-natuurlike gawes. Dis nie lekker nie. En hierdie beeld maak dat dit moet dan goddelik wees. Hoe sal die beeld nou kan praat? En dan doen ons wat die beeld sê. En ons aanbid hierdie beeld. En dis waar die mensdom gevang word. Ons word so maklik gevang met bo-natuurlike verskynsels. Hoekom? Hoekom word ons gevang met bo-natuurlike verskynsels? Dit moet God wees. Want ons kan dit nie doen nie. Dit is nie God nie, maar dit is bo-natuurlik. Ons wil graag hê iemand moet ons dooies raadpleeg en vir ons sê of hulle veilig is, of ons lewe reg is, of hulle vir ons kwaad is. Hoekom wil ons nie die bose raadpleeg of die dode raadpleeg? Hoekom? Want dan glo ons God het met ons gepraat. Terwyl die Here sê, geen dode besweerder mag jy raadpleeg nie. Jy mag nie met die dooies praat nie. Dis 'n saak wat heeltemal verbied word. Ja. Mense glo maklik, as dit bo-natuurlik is, dat dit van God afkom. As dit net natuurlik is, dat dit nie noodwendig genoeg goddelik is nie. Want dit voel nie soos God nie. Daar moet jy waak. Want dit voel nie soos God nie. Hoe voel God dan? Jy kan hom nie weeg nie. Hy openbaar homself in die woord, glo sy woord, voor jy 'n gevoel glo. Vers 15 sê dit gaan oor hy gaan kan praat. En dan vers 16. En hy maak dat aan almal klein en groot, en die rykes en die armes en die vrymense en die slawe, hoeveel is hulle? Aan almal klein 1, 2, groot 3, rykes 4, armes 5 en 6. Hoeveel groep het jy getel?
Hoekom het jy 7 getel? Het jy almal ook getel as 'n groep? Is hulle 7? Reg. So 'n volmaakte groep mense, so almal word gedeel. En aan hulle word 'n merk gegee. Waar word hierdie merk geplaas? Maak die Bybels gou oop by Deuteronomium hoofstuk 6. Lees vanaf vers 4. Hoor Israel. Deuteronomium 6 vanaf vers 4. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom, dis nou die tweede keer dat die wet gegee word. Deuteronomium 5 was die wet gegee. Nou gaan Moses verder, want dis die laaste gesprek wat hy gee voordat hulle die beloofde land na die beloofde land toe moet gaan. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, daar's niemand soos hy nie. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, in jou binneste. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. Wat is die kort bewoording van vers 7? Jy moet jou kinders altyd inskerp. Ook, hier is belangrik, merk hierdie vers 8. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand. En dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Okay, waar sit jou hand? Hier is hy. En waar is die voorhoofsband tussen jou oë? Waar sal jou tussen jou oë wees? Hier rond, né? Goed. Kyk. Merk dit. Hoekom is dit so? En dan op vers 9, en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Wat gee die Here vir hulle? Hy gee vir hulle 'n wet. Maar hy wil hê die wet moet deurdringend in hulle lewe wees. En hulle moet altyd aan die wil van die Here dink. Want die liefde tot God en die liefde tot mekaar moet hulle lewe reël. Dit moet so 'n belangrike saak wees, dat as die kinders van God 'n sigbare teken moet hê, dan moet dit in hulle binneste wees. Dit moet regtig deel van hulle lewe wees, en dit moet uitloop in gedrag wat wys, ons aanbid die Here, ons aanbid die Here. Dis wat ons doen. Maar hulle moet 'n teken bind van die wet. Met ander woorde, dit het hulle kan sien waar? Op hulle regterhand. En dan moet daar ook 'n teken wees tussen hulle voorhoof, tussen hulle oë. Die een op die hand is vir jou. Die een hier tussen jou oë is vir die ander ou wat na jou kyk. Die een wat by jou deur is dat jy as jy by die huis kom, dink aan die Here. As jy by die stad se poorte kom, dink aan die Here. So wat doen hierdie tekens? Help my gou. Wat doen hierdie tekens vir Israel? Wie het 'n yskas? Okay, almal het 'n yskas. As jy by die yskas kom en daar's niks op die yskas nie, wat kan jy onthou? Niks nie. Goed. Maar as jy by die yskas 'n notak het en sê onthou om die hond kos te gee, dan onthou ek om die hond kos te gee. Want ek het vergeet om die hond kos te gee. Nee, ek doen nie. Maar ek sal iets anders daar neer wat ek gaan vergeet. En ek moet onthou om dit te onthou. Reg. Dis nogal handig. Wie het al 'n nota gebruik om te onthou? Wie het al meer as een gebruik om te onthou? Okay. So notas is vir ons belangrik dat ons iets kan onthou. En dis wat Israel moes doen. Dit moes gebind wees
dat hulle kan onthou. Ongelukkig, in die geskiedenis van Israel het hierdie 'n ritueel geword en nie 'n wet nie. Nie 'n wil van binne nie, maar 'n wet van buite. Ongelukkig. Want hulle het toe nou hierdie handtekens om die arm, en hulle het toe die goed op die voorbesband, en hulle is nou teen die muur vasgesit, en hy's daarom teen die muur vas, ek is so bly my huis het dan die wet op, en ek is so bly daar's 'n wet daar teen die poort by die ingang van die stad. Maar die wet het nooit by die hart ingekom. So dit is die skade wat Israel begaan het deur dit formalisties te hou in plaas om dit in wese, in gees te onderhou en te behou. Maar Christus het vir Israel in die Nuwe Testament dit in die hart geskryf. Hoe het hy dit gedoen? Hy het nie vir ons iets om die arm gegee nie. Hy het ook nie vir ons iets in die oë, tussen die oë gegee nie. En hy het ook nie iets gesit wat ons daar in die muur gaan vasplak en vergeet, ons het 'n ding by die huis opgesit nie. Ornamentele goeders wat net stof vergaar nie. Of 'n stadspoort waar ons 'n bord op sit en sê, Jesus het hier gebly eendag lank gelede. Soos party mense eintlik maak met sulke goed. Dis so oud hierdie dorp is, maar die Here is lank nie meer hier nie. Tog staan dit in die dokumente hoe ons die dorpe gevind het. Die Here was hier, die kerke staan in die middel van die dorpe en is die toegangssleutels. Daardie kerk is vandag monumente leeg. Nie meer die sentrum van die dorp nie. Goed, so ons ken hierdie monumente, ons ken hierdie tekens. Nou waar kom hierdie teken van die anti-kris vandaan? Hy het hierdie agtergrond. Hy het hierdie agtergrond. Want dit moet 'n teken wees wat jy dra met jou. Want almal wil hierdie teken vandag uitvis uit elke liewe ding uit. Maar ons het, wys my gou hoe lyk die verseeling, toe ons die verseeling gedoen het in hoofstuk 7. Wat was die teken gewees wat ons gekry het? Julle is verseël. Wat was die teken wat hulle gekry het? Op hulle voorhoofde is hulle verseël. Israel is ook verseël met die wet. Maar die Here verseël in Openbaring 7 op die voorhoof. Sy kinders is verseël, hulle kan nie skade kry nie. Hulle kan nie die oordeel oorkom wat die ongelowige sal oorkom nie, want hulle dra 'n seël wat God kan sien. Kan die mense dit sien? O ja, hulle kan. Wie sê nee? Wie dra die merk van die dier? Wie kan dit sien? Kom, wys my gou. Wie kan dit sien? Ons kan dit ook sien. Wag 'n bietjie. So ons moet kan erken dat ons Christene kan sien, maar ons kan nie duiwels sien nie. Kyk mooi na die argument hier. As jy die duiwel nie kan sien nie, hoe weet jy daar's een? Hy gaan homself openbaar as een wat laster teen Christus in opstand is. Hy gaan homself sigbaar vertoon as een wat God nie daar wil hê nie. Gaan ons hom kan sien. Anders is die anti-kris mos nie sigbaar nie. Dan sal ons nie gesê dis die keiser nie, en ons het gesê dis die paus nie, en ons het nie gesê dis wie ook al in vandag se tyd leef nie. As hy sigbaar is die merk sigbaar. Hoor jy wat ek sê? So as jy die merk van Christus het, is dit sigbaar. Ja, dit is. As jy die merk van die dier het, is dit sigbaar. Ja, dit is. Want hoe gaan ek weet ek behoort aan die dier? Kyk hierso, dit word vir ons gesê. Dit is aan hom gegee. 'n beeld. Vers 16 sê, hy gaan maak dat almal klein, groot, ryk, arm, vry, slaaf, die merk op hulle regterhand. En die regterhand staan vir werke. Ek vat met my regterhand, ek doen met my regterhand, ek doen. En op my voorhoof dink ek. So in my dade, my werke, want dis wat Israel moet sien. Met my hand werk ek sien die wet, ek doen die wet.
Ek dink God se wet en ek doen dit. Want God se wet rig my lewe. Dis hoekom ek herinner moes word daarvan. En dis dieselfde inhoud wat die merk van die dier is. Want as jy die werk doen wat pas by die merk van die dier, dan is jy met die dier se goed besig. Dan sal hy vir jou sê die volgende: niemand sal kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. As die dier vir jou sê, ja, ek weet jy wat, jy glo nou nie soos jy moet glo nie. As jy die dier aanbid het, dink aan die eerste eeu, as jy die keiser aanbid het, dan was jy nou vry en jy kon nou gekoop het soos jy wou en jy kon nou geleef het, maar nou sal jy sterf. Jy gaan nie net nie kan koop en verkoop nie, jy gaan ook nie kan leef nie. Presies dieselfde ding gebeur vandag. Nie oor jy 'n chip het nie, want almal gaan my nou weer boelie oor die chip. As jy die chip kry, hoeveel van jou geloof verander jy terwyl jy die chip ontvang? Help my gou. Hoeveel gewetensbesluite neem jy oor Christus en sy naam en sy eer as jy 'n chip ontvang? As jy jou kaart vat en jy gaan swipe hom. O God, daar's 'n chip op my bankkaart. Asseblief, moenie die bankkaart gebruik nie, want jy gaan nie kan transaksies doen nie. Wie het al geweier om 'n bankkaart te gebruik oor 'n chip in die bankkaart is? Nog niemand nie. Hoekom nie? Want jy gaan nie kan koop en verkoop nie. Sien, dis die merk van die dier. Nee, dis sake transaksies. Dis die veiligste manier om geld te wissel. Maar wat 'n gewetensbesluit het ek geneem om 'n bankrekening by 'n Absa, FNB, Standard Bank, Capitec, wou ook al te hê? Wat 'n gewetensbesluit moes ek neem om 'n bankrekening te hê? Nie een nie. Hoekom is ons bang vir 'n bankchipkaart? Terwyl nog nie een bank vir ons gesê het ons moet nie glo in die seun van God nie. Maar as ander goed wat hulle vir ons sê, ons hoef nie Christus te eer nie. En omdat jy hom nie eer nie, kan jy nie sekere organisasies aan behoort nie. Jy gaan sekere transaksies nie kan doen nie, want jy is nie in die regte groep nie. Jy moet 'n moslim wees om in hierdie groepering te wees. In 'n politieke stelsel moet jy in die BEE groepe wees om te kan kontrakte kry. Kontrakte maak dat jy kan koop en verkoop. So weet baie mooi, sodra jou geloof as 'n vereiste gestel word om te kan transaksies doen, nie jou kaart nie, nie jou chip nie, maar as jou geloof die vereiste is om te kan geld spandeer, geld verdien, 'n werk te kan kry, en dit het die eerste eeu geaffekteer op 'n geweldige basis. Dan kan jy nie leef nie. En jy sal sterf. Jy sal verarm. Maar ons is vasgevang in 'n beginsel van eksterne tekens. Natuurlik kan hulle dit ook as 'n magspel gebruik. Maar nog nie as hulle nie jou geloof daaraan koppel nie. Maak doodseker. Die anti-kris praat hier as valse profeet, boodskapper wat die anti-kris moet bevorder, dat jy die anti-kris sal dien as jy hierdie merk dra. En die merk is baie duidelik. Kyk, die merk het 'n naam. Hy het 'n nommer, 666. Hoekom het hy die nommer 666? Wat is die getal van 'n mens? Dit staan hier geskrywe. Hier is die wysheid. Wie verstand het, dink daaroor. Die getal van die dier kan jy bereken. Dis die getal van 'n mens. Sy getal is 666. Wat is die getal van God? Volmaak. Wat is die volmaakte getal? 7. Hoe lank gaan Satan vat voor hy 7 word? Hoe lank gaan hy vat voor hy 7 kan word? Nog nooit. Hy sal dit nooit bereik nie. Die onvolledige, onvolmaakte 6 is syne. Hy kan hom hou, want hy gaan nêrens kom daarmee nie. Dis sy getal. As jy hom soek, gaan soek die onvolmaakte, soek die onvolledige, soek die bose wat probeer om die beste te word. Hy kan dit nie wees nie. Hy is nie die 7 nie. Die 7 is Christus. Hy is die volmaakte getal. Die Satan probeer hom nabootse. Hy probeer 'n 3-eenheid skep. Draak, anti-kris, valse profeet. Nie een van hulle kom by die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Hulle kan nie by hom uitkom nie. Hulle kan 'n wonderlike kopie maak, maar hulle verheerlik net hulle self en hulle breek net af. Hulle kan nêrens kom nie.
Nou moet jy die prentjie in mekaar sit. Die draak kom staan voor die vrou en wil haar doodmaak, eintlik die seun doodmaak, eintlik die Christus, die 7 doodmaak. Maar hy is 'n 6, hy kan niks doen nie. Hy gaan probeer, hy's kwaad, hy gaan die kind probeer verslind. Hy gaan die kind vervolg. So ver hy kan, gaan hy die kind vervolg. En sodra hy by die kind kom, dan sal die kind wegkom. Opvaar na die hemel, en dan weet hy, nou het hy baie min tyd oor, en hy gaan met die anti-kris en die valse profeet probeer om hierdie wêreld omver te gooi, die kerk so ver as moontlik te probeer vernietig, die stem van die evangelie stil te maak. Gaan hy daarin slaag? Jammer nie, hy's 'n 6. Hy kan al die 6 wees, hy het nou 3 6 gekry, maar hy kan al die 6 wees, maar hy is nie 'n 7 nie. Dit maak hom onvolledig, onvolmaak, en hy kan nie daar uitkom nie. Nou eindig my bankkaart, ek het in die bank gewerk, dat 'n persoon gebel en gesê, jammer ek soek nie so bankkaart nie, hy eindig met 'n 666. Toe moes hulle vir hom 'n ander nommer gee, dat hy net nie 'n 666 het nie, want hy was bang vir die nommer op sy kredietkaart. Die kaart en die nommer is nie die krisis nie, dis wat jy doen in jou lewenswandel. En hier moet ons die anti-kris raak sien. Hy het nie verniet 'n kop en baie koppe vol godslastering nie. Dis al wat hy wil doen. En dis mense, hulle sal God laster tot die dood toe. Die valse profeet sal seker maak dat die beeld opgerig word, praat oor godslastering. God so laster dat niemand God wil dien nie. Ons is dan wonderlik in ons regering as aardse magte. Ons is wonderlik, maar ons is 6. En ons kom nêrens verder as nog 'n 6 en nog 'n 6. Ons is 3 6 en ons is onvolmaak. Sien dit raak, sien die prentjie. Moenie bang wees vir die 6. Skryf hom, krap hom dood. Magtelose 6. Want Christus is die koning en hy regeer. Wat doen hulle met hierdie saak? Wat doen hulle met hierdie saak? Ek sluit af. Nou weet ons met wie ons te doen het. En hier is die inleiding vir die volgende keer. Wanneer jy na hoofstuk 14 toe gaan en eindig jy nie in die moedeloosheid waar ons is ons net na die draak en sy donker vriende, die mense wat as anti-kris en die mense wat as valse profeet sal optree, kyk nie, maar ons kyk, vinnig blaai ons om, kyk na bladsy hoofstuk 14 vers 1 en ons sien, ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144,000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. Die ander dra nou hierdie ongelowige, onmagtige, onvolledige 6. Want hulle kan niks beter as om te laster en te ontheilig wie hulle wil nie. 144,000 is verseël. En hulle kon niks aan daardie verseëldes maak nie. Hulle staan verheerlik op die berg Sion en wie's met hulle? Jesus, die Christus. En hulle verheerlik God, want die einde het gekom. Ek lees net vers 4 en 5, ons kom weer terug hiernatoe. Vers 4 en 5 net vir die positiewe afsluiting. Dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie. En hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dis hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. In hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Kyk na die verskil. Jy het Deuteronomium 6 in die hart verseël deur Christus op die berg Sion. Jy het hulle wat die wil van God totaal verwerp het en wat se name nie geskryf is in die boek van die lewe nie aan die ander kant. Dis hoe dit lyk. Die Christene kom nie in gedrang vir die merk van die dier. Die anti-kris wel, die valse profeet wel. As jy bang is vir 'n merk, kyk wat is in die regterhand.
Hoe lyk die dade? Gaan toets u dade aan die wil van die Here. En vra 'n bietjie, doen ek dit omdat ek God wil verheerlik of omdat ek hom wil laster? Dan kan jy gaan toets, is ek besig om die merk van die dier te dra? Want dit is eintlik wat moet gebeur. As ons sê, ek wil nie die merk van die dier dra nie, dan sê ons, bekeer jou en draai weg van jou dade af. Soek God, want dis wat hy met jou doen. As hy hierdie wonderlike boodskap vir jou bring en sê, sien jy wat jy doen? Dan het God gewerk en sy gees het kragtig jou nuut gemaak. En raai wat, jy is nie deel van die merk van die dier nie. Jy is, as jy dit besef het, raai wat het gebeur? Die uitverkorenes het tot lewe gekom. Daar is vandag mense wat op 'n wandelsweg is, wat gedraai sal word. Daar is nog genade tyd. Ons kan nie vandag die oordeel vel nie. Ons kyk na die dade en dan sê, wat is in jou regterhand? Het lyk, jy werk in die pas by jou kunskap nie. Is dit soos dit is? Sê, maar ek sal maak soos ek wil, dis my lewe. Is dit? Is dit jou lewe? My lewe is gekoop deur die bloed van die lam. Dis 'n ander lewe. Dis 'n ander lewe. Jy sal dit kan sien. Moenie wonder hoe die merk lyk nie. Moenie wonder hoe die merk lyk nie. Sien die merk. En raak deeglik bewus van hierdie sigbare teken. Ek het in die vrae vir u gemerk en ek gaan daarmee begin volgende week. Die verseeling word gemerk en die stryd word gemerk. So ek gaan daarmee begin volgende week, wanneer ons kyk na die gedeelte voor ek oorgaan in hoofstuk 14 van die oordeel en die troos vir die kerk in terme van die finale oordeel gee. Goed. Enige vrae of opmerkings oor draak, anti-kris, valse profeet, die kerk en Christus? Dis die eenheid, né? Jy moet hom sien, dis die eenheid. Goed. Is dit 'n troostvolle boodskap? Jy moet dit hoor, né? Dis 'n troostvolle boodskap. Want hierdie gedeelte is seker die bangmaak deel van die Bybel. Dis glad nie. Dis glad nie die bangmaak deel nie. Maar mense sien draak, koppe. Jene, wat gaan ek maak? Waar gaan ek heen? Asseblief, moenie bang wees nie. Die draak het nie al die mag nie. Ons bid. Ekskuus. Ek wonder nou daai 7 koppe. Ja, die vorige gesê, jy moet nou nie dink aan 'n logie kop genoeg plek vir die horings en nou pas ek kan nog hoeveel koppe is daar? 7 koppe. Ek kan 14 horings doen want ek kan 2 doen of ek kan ander somme doen en ek kan my simmetrie uitwerk maar ek kan dit nie reg kry met hierdie draak met sy 7 koppe en sy horings is 'n snaakse spasieer nie. So party kop het 'n een horingkie, ek weet nie, iets werk nie uit nie. Moenie vasval in die prentjie nie. Die prentjie beteken nie letterlik hoe die prentjie lyk nie. Hulle teken daarom die draak, as hulle hom teken daarom nie met snaakse draak nie.